Weer eens welkom. Ek is Petrus en hier praat ons net die waarheid. En vandag se onderwerp, die mense hart. Ons harte is regtig boos, natuurlik, bedrieglik. En ek gaan vir julle vandag lees, wat sê die Here in Jeremia oor die hart. Jeremia 17, vers 9 en 10. Ek lees vir julle. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Ek, die Here, deursoek die hart. Toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge. En ek wil hê dat julle vanaand julle harte oopmaak, dat julle julle harte ondersoek, met dit wat ek lees vir julle, dat julle kyk, is ek nie ook daar skuldig nie. Want dit is nodig dat ons harte deursoek, dat ons self ondersoek doen. Want daar's baie plekke in die skrif wat die Here vir ons sê, wat ons harte is boos. Ek gaan vir julle 'n paar skrifgedeeltes gee in Jeremia self, wat julle ook kan gaan lees, hoe boos is ons harte. Jeremia 7 vers 24, 16 vers 12, 18 vers 12. En in almal van hulle praat die Here van hoe boos is ons harte. En dan ook daarso in Genesis 8 vers 21, versinsels van mense hart is altyd sleg, van sy jeug af, want ons is in sonde gebore. Daarom moet ons na die Here toe gaan, en ons moet bely, en ons harte skoon maak voor die Here. En dan gaan ek vir julle ook lees, daarso by Joël, waar die Here uitnodiging vir ons gee. Dit is Joël 2, vers 12 en 13. Maar selfs nou nog, spreek die Here, bekeer julle tot my met julle hele hart, en met vas en geween en rouklaag. Want ons moet berou hê as ons bekeer na die Here toe. Jy kan nie sommer net praat, rammel af en dink dit is goed nie. Nee, dit moet uit die hart uitkom. Dit moet uit die binneste uitkom. Dat jy weet, jy het 'n berou oor wat jy verkeerd gedoen het, oor dit wat jy regtig is, dat die Here die verskil kan kom maak. En skeer jou hart en nie jou klere nie. Bekeer julle tot die Here, julle God, want hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en een wat berou het oor die onheil. Want hy wil nie ons, die Here het nie daai sens om ons hel toe te stuur nie. Maar as ons nie wil hoor nie, as ons net al verder en verder wegdwaal van hom af, en ons nie wil bekeer nie, dan is daar nie 'n keuse nie. Dan gaan ons hel toe gaan. Ek gaan vir julle lees, daar so in Jakobus 3. Ek lees vir julle daar van vers 13 af. Wie is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel, sy werke in sagmoedige wysheid toon. Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik duiwels. Want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein,
dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. Hoeveel keer het julle al vir mense iets gesê en in julle hart, dan sê julle iets anders. Dis iets om aan te dink. Ek het self al, dan dink mense, hierdie persoon. Maar as jy met hom praat, dan is dit smiles en dit is alles wat goed is. Nee mense, dit is verkeerd. Ons moet kyk na ons harte. En dit is wat die Here sien. Hy sien diep in ons harte. Ander mense sien nie in jou hart nie, maar die Here sien in jou hart. In Jakobus 4, wil ek ook vir julle lees, Jakobus 4 vers 8. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars. Suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Daar kom dit wat ek nou gesê het. Dubbelhartigheid. Jy kan nie een ding in jou hart dink en 'n ander ding doen nie. Dit is dubbelhartigheid. So ek nooi julle uit. Gaan na die Here toe. Gaan na Jesus toe. Weer terug na die kruis. Bely julle harte uit. En as julle tot hom nader, sal hy tot julle nader. Bly in die waarheid en blessings.